Dis vroegoggend en ek en Elmos by langpad op pad na een van Suid-Afrika se oudste dorpies, Swellendam. Swellendam is geleë net af van die N2 tussen Kaapstad en George, 2 uur van elkeen af. Die pad loop parallel met die lange berg en grasvelde daaronder. Dis prentjie mooi. Soos ek in hierdie geskiedkundige dorp inry, kan ek nie help om te wonder wat al alles hier gebeur het nie. Wat se stories elke gebou het om te vertel nie. Hier is ons nou by die ingang van Swellendam, gestig in 1745. Ja, dis die 3de oudste Hollandse nedersetting in die land. Nou kom ons gaan kyk. Kan nie wag nie. Hier is die drosdij. Eerste wat ons sien is die groot wit drosdij. Op regterkant is die museumkompleks. Lyk of hier 'n hele klomp lekker restaurant in die straat is, né? Ons kom om 'n draai en hier is die hoofstraat voor ons, Voortrekstraat. En hier is waar al die besighede en winkels is. Regs van ons troon die reuse NG Kerk uit. Hier is die bekende kerk. Pragtig, né? Die geskiedenis is duidelik sigbaar in hierdie dorp. Hier op regterrand is die Anglikaanse kerk. Hier is 'n hotel. Alles hier groot kettingwinkels. Voel dit nog steeds soos 'n klein dorpie. En hier gaan ons nou na Railton toe. Oh, kyk die pragtige tuine by die huise. Hier op die regterrand is die skougronde. Dis baie netjies. Ja, baie niks is lieflik. Hier is die ingang na Railton. Ek het gelees Railton is 'n baie multikulturele gebied wat aan Swellendam grens. Mense kan sien die woonbuurt is oud en gevestig. Links van ons is 'n skool. Sjoe, maar dit wemel van die skoolkinders. Ons is hier net voor die skool begin. Kom ons gaan nou terug na die dorp toe. Ja. Kyk die pragtige dorp, kyk hoe mooi lê hy. Pragtige uitsig. Pragtige uitsig hier aan die voet van die berg. Ons ry af met Kerkstraat en die groot wit kerk doem weer voor ons op. Wat was ons inry by die drosdij? My eerste aanspraak is daar. Goeie idee. Ons kan dan los. En dit is maklik om oral heen te stap van daar af. Ja. Hier is ons nou in die dorp, reg vir die dag. Voor ons die pad vat, spreek ons af mekaar later vanaand by die Malle Madonna restaurant te ontmoet. Wat 'n magnifieke gebou. Ek het gereël dat gouverneur Swellendam myself hier gaan ontmoet. Welkom hier op Swellendam. Sal ons hier gaan? Kom ons stap voor. Dankie. Hierdie was die landdros se persoonlike kantoor. Gouverneur, wanneer het jy in die Kaap aangekom? Ek is in 1700 in die Kaap gebore. My vader was 'n klerk in die kasteel en ek het in die kasteel groot geword, later ook 'n klerk geword en in 1739 het ek die gouverneur geword van die Kaap. Ek was dus die eerste Suid-Afrikaans gebore gouverneur aan die Kaap gewees. Oh, dis interessant. Sal ons 'n bietjie rondkyk? Ja, ons kan deurstap. Gouverneur, vertel my iets van die drosdij asseblief. Die drosdij het hulle in 1745 begin bou as gevolg van die hoeveelheid burgers wat oor die berg getrek het. En toe het hulle die Landdros distrik van Swellendam gestig wat gestrek het van Kaap Agulhas tot by die Boesmansrivier aan die ander kant Port Elizabeth. So dit was 'n geweldige groot streek gewees. En die setel was hier in Swellendam en daarom het hulle die drosdij hier gebou. Hierdie plek is baie fascinerend. Sal ons verder kyk? Ja, kom ons kyk. Dis die hofsaal en hier is die landdros bygestaan deur 2 heemrade wat gesiene persone was en wat bevoeg was om die landdros by te staan met raad en daad wanneer hulle hofsaake besleg het. As hierdie mure kom praat, né? Ja, hier sal interessante storieetjies uitkom, glo ek. Spook dit nie in hierdie vertrekke nie? Ja, hier in die museum is daar wel 'n presence soos hulle in Engels sal sê. En hoe weet ek dat jy nie 'n spook is nie? Een spook vang nie 'n ander nie. Ek is so verbaas dat hier 'n spook is nie. Baie ou geboue het spooke. Hier is ons nou in die kombuis. Interessant genoeg, hierdie huise het nie lopende water gehad nie. Die water is als aangedra in emmers, soos daar sien jy nou
so 'n juk wat 'n man of 'n meisie oor hulle skouer kon hak. En daar op die vuurherd is 'n ding wat lyk soos 'n saag. Dit is om die hoogte van die kastrol of die ketel bokant die vuur te reguleer. Het is regtig interessant om te sien hoe mense meer as 200 jaar gelede geleef het. Ek sien daar's 'n babastoeltjie ook hierso. Ja, dis pragtig. Interessant die vindingrykheid van die mense en die eenvoud daarvan. Kom ons kyk verder. So hier is natuurlik die eetkamer. Ja, Gouverneur, kom ons praat 'n bietjie oor Swellendam. Swellendam is vernoem na my, die gouverneur, en my vrou. En toe het ons die Swellengrebel van en die Tendamme van gevat en Swellendam is gebore. En dit het toe later as so 'n handelspunt ontstaan en gegroei. Gouverneur, 'n laaste vraag. Hoe oud is jy? Ek is in 1700 gebore, so dit maak my so 316 jaar oud. En jy lyk nog goed. Ja, Baie dankie dat jy rondgewys het. Hierdie plek is regtig fascinerend. dis 'n groot plesier. Okay, Goed gaan. Daar het jy dit nou. Ek het gouverneur Swellengrebel in die vlees ontmoet. Of is dit nou in die gees? My eerste afspraak is by 'n plek wat 'n veilige hawe aan voetjies bied. As mens instap, is jy oombliklik omring met plante, die geluid van water en voetjies. Ek het met Elmarie Rousseau, die gasvrou, gereël om my rond te wys. Baie welkom hier by die Fietjies. Baie dankie. Wat presies is 'n fairy sanctuary? Die Fairy Sanctuary in Swellendam is eintlik 'n veilige hawe, want Fietjies straal eintlik die positiewe energie van lig, liefde, vrede en vreugde uit. So as jy 'n bietjie wil wegkom van die gejaag daar buite, dan kom jy hier na die veilige tuiste toe om vir jou siel 'n bietjie rus te gee. Sal jy my gaan rondwys? Sekerlik. O, daar's baie om te sien. Dis asof mens in 'n ander wêreld is. Die detail in hierdie tuin verstom my. Net waar jy kyk, loer daar 'n gesiggie vir jou. En soos wat ek stap, wonder ek of daai gesiggie regtig is en of dit my verbeelding is. Wag, ek sien een. Dink jy voetjies is regtig? Bestaan hulle regtig? Ja, daar is Fietjies want hulle is die beskermengele van die natuur. Wat 'n soort voetjies kry mens alles? Daar's baie verskillende soorte, soos jy kry die kabouters. Hulle is die tuiniers wat help om die plante te groei. So as jy 'n tuintjie het daar, wees verseker die kabouters help jou. En dan kry jy die pixies. Hulle is nou 'n bietjie die stouterds van die Fietjieland, maar hulle bak vriendelike poetse. Soos hulle steek jou karsleutels weg of so iets. Het jy al regte voetjies gesien? Ek het nog nie 'n regte Fietjie gesien nie, maar ek weet hulle is hier. As jy deur die tuin stap en jy sien hoe alles groei, weet jy hier's definitief Fietjies in die tuin. Ek hoor daar lag en baljare klomp kindertjies. Ja, hier is 'n hele klompie wat hier speel. So ons sal moet gaan kyk wat gaan in die speelplekkie aan. Ons sal moet. Ja, kyk hoe lekker is dit. Hier's verskriklik baie vir die kinders om te doen en te sien. Ek het gesien daar's 'n galery hier. So wat doen julle daar? Dit is waar ons nou alles wat ons self maak en goedjies wat ons aankoop wat ander mense maak, dit is waar ons nou dit uitstal en verkoop. Sal jy my gaan wys? Ja, ons gaan. Kom ons gaan kyk. Jo, hier's so baie goed. Daar's voetjies en pixies en nimfe net waar jy kyk. Dis enige dogtertjie se droom. Mens kan hierdie voetjies koop, maar Elmarie sê eintlik jy neem hulle aan, want jy bied vir hulle 'n veilige vesting vir die res van hulle lewe. Tussen al die voetjies loop ek ook 'n buitelandse besoeker raak. Waar kom jy vandaan? I'm from France and I'm doing a road trip in South Africa during 2 weeks. Hou jy van voetjies? I've been recommended by the Office of Tourism, and when I entered here, it's really like a small universe. Wat dink jy van Swellendam? Very nice place. I'm very happy because it looks like my country. And the people? Very nice too. Dis seker die laaste ding wat 'n Europeër verwag, om voetjies in Swellendam in Afrika te kry.
As jy in vuurtjies glo, is hierdie die plek vir jou. As jy nie in vuurtjies glo nie, kom maak 'n draai. Kyk wat gebeur. Hier staan ek in die hoofstraat van Swellendam. Aan hierdie kant staan hy bekend as Swellendam-Grevelstraat en aan daai kant Voortrekstraat. As jy met Voortrekstraat verder ry, dan kom jy uit by die pad wat Robertson toe gaan. As jy hierop ry, dan ry jy na die N2 toe, waar jy of George of Kaapstad toe kan gaan. Iets wat my nog altyd gefascineer het, is Wedder en Duwe. En hier in Swellendam is daar 'n klub wat baie aktief is. Die Wedder en Duwe klub is geleë op die dorp se sportterrein. Ek het gereël om John Vigeland hier te ontmoet. Hulle is besig met 'n vergadering en ek gaan net vinnig inloer. Hallo mense van die Duwe klub. Dankie, baie dankie. Hoeveel lede het julle in die klub? Ons is op die oomblik 16 vleiende lede en dan so 4 nie vleiende lede. Hoe weet die vleiende lede en dan die nie vleiende? Die vleiende lede is die lede wat nie aan kompetisie deelneem nie, maar wat help met organisering. O, okay. Sias, kan ek jou Duwe sien asseblief? Die Duwe was verlede jaar Swellendam se kampioen Duwe. Sy nommer is 1574. Hierdie Duwe het nie name nie, net nommers. En wanneer jy Duwe hanteer, hou jy sy voete tussen jou vingers vas, so dis die maklikste. En jy hanteer hom teen jou bors wanneer jy Duwe hanteer. Okay, so waar vat ek my vingers daar? Die 2 vingers sluit om die vlerke daar. Daar sê En hou jy hom teen jou bors vas. So. Ja, jy kom in jou hand onderom dan lê in jou hand ook so. So ek hou nou 'n kampioen Duwe in my hand. Ja. Hoe lank vlieg jy al Duwe? Ek het 1988 begin Duwe vlieg, is nou 27 jaar dat ek Duwe vlieg. En as jy nou wag vir daai Duwe het hom gestuur en kom ons sê 800 kilometer en jy sit al van vanoggend af wag, is dit 'n verskriklike adrenalinepomp en 'n lekker gevoel om te weet ek het daai Duwe voorberei en hy het huis toe gekom. En hoe vinnig vlieg hy? 80 km/h op 'n stildag. Is 'n lekker gevoel as dit terugkom, Ja. net dit lyk so ja. Vicky, hoe is dit om hier in Swellendam te bly? Regtig waar 'n fantastiese plek om in te bly. En elke dag wat ek opstaan, dan moet ek myself knyp en ek sê vir hom, weet jy wat nee, dis net genade om hier te kan bly in hierdie mooi area. Hoe beleef jy hierdie klub? Wat beteken dit vir jou? Ek het saam met die mense groot geword en vir my is dit so lekker want hulle praat jou taal. John is 'n onderwyser hier in die dorp en hy die jong kinders deel maak van ons klub. En dit beteken dat die jong kinders gaan weer die klub voortsit, jy weet. Devin, jy lyk soos 'n jong man. Ek is 'n jong junior vir die klub. Dit is 'n lekker stokperdjie vir my, dit hou my uit die moeilikheid uit. As die manne kom vlieg en naweek kom uit te lê, dan wen ons ook so die ou manne, maar ons wen nie elke naweek, maar dis nou en dan wat is so die ou manne ook 'n bietjie pak gee. Ja, lekker. Sias, kan ons meneer 1574 vrylaat? Ja, kom. Wanneer jy Duwe loslaat, maak jy altyd seker daar's nooit drade en so nie. Soos hierso, dis oop. Jy kan hulle los hierso. So, hoe laat mense hom los? Een Duwe kan jy kan net jou hande so oopmaak, sy sal self uitvlieg. Okay, hier gaan hy. Hy vat hom eers laag. Dit was die eerste keer dat ek 'n Wedder en Duwe in my hand vasgehou het. En hy voel so lekker stewig en sterk. Dit moet 1000 km kan vlieg. Merkwaardig. Heuning is een van die plaaslike produkte van die omgewing en is duidelik baie gewild as jy kyk na hierdie groot heuningwinkel. My volgende afspraak is met Jaco Wheeler. Hy gaan my wys hoe om 'n tiramisu nagereg te maak. Goeiemiddag Denver. Hoe gaan dit? Kan nie klaar nie. Ek stap sommer voor Denver. Okay. Voor ons begin. Wat is 'n tiramisu? 'n Tiramisu is 'n Italiaanse koffie-kaaskoek. So wat het jy mes alles nodig? Vir die vulsel het ons room nodig, ons het roomkaas nodig, suiker, 'n bessiesuiker, vanillegeersel, haselneutgeersel en natuurlik ook heuning. Alles word saamgemeng vir die vulselgedeelte. Die korsie-gedeelte is vingerbeskuitjies met 'n baie sterk koffie wat ons maak en dan die vulsel, die versieringsgedeelte bo-op is natuurlik room met suiker wat geklop word en dan 'n klein bietjie sjokolade bo-op met om dit mooi te laat lyk. So waar begin ons? Ons gaan begin met die 2 koppies roomkaas wat ingesit moet word. So dit gooi jy sommer alles. Dit gooi ons sommer alles in een bak bymekaar om te meng, ja. Okay, Dan gaan ons die halwe koppie room bygooi.
Na dit die suiker, miskien kan jy vir ons die suiker ingooi. Okay. Sê. Volgende het ons 'n berry suiker. Hy het berry in, dit moet 'n ekstra bietjie varse en vrugterige smaak in hom in te bring. Okay, lekker. Dan het ons 'n vanilla geursel. Alles is beter met vanilla. Volgende is 'n haselnootlikeur. Sê. En dan hier laaste is dan natuurlik die heuning wees. Nou ja, nou gaan alles hierdie saam gemeng word. Kom ons meng. Kom ons doen dit. Volgende gaan ons dan die beskuitjies en die sterk koffie gebruik. So jy kan vir ons die koppie koffie, kan jy vir ons hier in die bakkie uitgooi. Nou so. Dan gaan ons die vingerbeskuitjies in die helfte breek sodat hulle lekker in die glas kan pas. Moet ek hom net opbreek? Breek hom in die helfte en dan gaan ons hom lekker in die koffie doop. Okay, dan dat hy lekker nat moet word. So, daar sê. Dan gaan ons hom omdraai. Daar sê. En dan sit jy 2 helftes in elke glasie. Dan sê. Okay. Daar sê Jaco. Daar sê. Beautiful. Okay. Dan gaan ons natuurlik van die vulsel bo op dit sit. Daar sê. En lekker veel vulsel bo op. Sê. Okay. Baie mooi. Dan gaan ons natuurlik weer 'n laagie beskuitjies bo op sit. Net een ja? Ja, okay, daar sê. Mors 'n bietjie. En dan gaan ons natuurlik weer 'n skoppie van die vulsel bo op sit. Kom ek doen dit. Lyk nou iets wat mens met leer, my hande skud nog so 'n bietjie. Nou ja, dan gaan ons die room doen. Daar staan 'n bak klaar reg vir jou met 'n koppie room. Jy kan maar alles ingooi. Okay. En dan saam met dit gaan 'n kwart koppie suiker. Is al baie suiker in hierdie nagereg. Natuurlik. En so 'n klits. So dan kan jy vir my hierdie klits asseblief lekker styf klits. Daar sê. En dan gaan ons nou 'n bietjie van dit in die spuitsak sit. Jy vertrou my. Ek vertrou jou 100%. Yes. Dan maak ek so. Yes. Okay. Daar sê. Seker genoeg, nee. Dis genoeg, yes. Daar sê. Okay. Nou kan jy vir ons 'n lekker hoeveelheid room bo op spuit. Daar sê. En dan gaan ons 'n klein bietjie sjokolade gebruik om net 'n bietjie bo op te sit vir versiering. Net so. Daar sê. Dit lyk baie mooi. En dis so is 'n nagereg. Baie maklik. Nou gaan ons hom weer 'n bietjie in die yskas sit dit om ferm te raak en dan kan ons proe. En hoe lank vir die tweede keer nou? Gaan ons hom vir so 'n halfuur los. So wanneer eet ons hom? Ek het 2 vir jou al klaar gemaak. Dankie. Dat jy kan proe. Dit was redelik maklik. Dan sê Denver. Dis hoe dit moet lyk. Hè? Wow. Dit lyk absoluut niks soos myne nie. Mens kan sien in die hand van 'n meester. Ek dink jy moet saam eet. Nou hoor ons wat sê die kok. Dit is baie lekker. As jy Jaco se tiramisu resep soek, kry hom op ons webblad, mooilip.tv of ons Facebookblad. Wow, mense gaan dit geniet, hoor. Dit was nou 'n unieke weergawe van 'n bekende nagereg. Jaco se tiramisu hier in Swellendam. Een van die talle kunstenaars in Swellendam is Karen de Tooy. Sy skilder net nie, sy doen ook iets soos karavaankuns. Ek het gereël om haar by haar huis te ontmoet. Dit moet die regte adres wees. Wil jy nou meer 'n regte oudtydse Fultsie karavaan? Ek het jare en jare laas so 'n karavaan gesien. Kyk net hoe pragtig is hierdie karavaan oorgedoen. Hier is aan baie detail aandag gegee en die wit sitplekke laat mense sommer na die strand verlang. Hallo Denver. Hallo Karen, hoe gaan dit? Goed, dankie self. Kan nie klaar nie man. So hier is een van die karavane wat jy gerestoreer het. Dit is die tweede een wat ons gerestoreer het, ja. Dit is in uitmuntende toestand. Wow. Was in 'n baie slegte toestand. Dit is in 'n baie slegte toestand. Hy het net 'n eerste rad gehad en geen brieke nie, so ja. Ek sien hier so 'n skildery van 'n meisie. Het jy dit gedoen ook? Ek het die skildery gedoen ook, ja. Dis gedoen met dieselfde verf wat hulle gebruik het om hom oor te spuit. Ja. So dit moes baie vinnig werk want jy gooi 'n hardener in wat baie vinnig droog word. So as basies die kwas neersit, dan is die verf klaar droog. Ja, jy het gesê jy's 'n kunstenaar, né? Ek is ja. Dit is wat ek eintlik doen elke liewe dag. Waar doen jy al jou werk? Ek het 'n studio, klein studiootjie binne in die huis
Sal jy my wys? Ja, seker. Asseblief, ek volg jou. Seker. Wow, dis fantasties. Baie dankie. Hoe doen jy dit? Sit iemand vir jou dit van 'n prentjie uit jou kop uit? Mense stuur gewoonlik vir my foto's van hulle kinders of van hulle vrouens en dan skilder ek dit van die foto's af. Gaf van jou tegniek. Kan ek nog van jou kunswerke sien? Ek gaan vir jou wys. Lekker, ek volg vir jou. Karen se werk het 'n besondere kwaliteit. Die vroue wat sy skilder, het karakter, pragtige lyne. Ek hou regtig van die een. Baie dankie. Ek het haar met verskillende sterktes koffie geskilder. Koffie. Gewone kitskoffie, ja. Wil jy nou meer? 'n Koffieskildery. Ek sou regtig nie aan so iets gedink het nie. En hierdie een hier agter? Dit is 'n vriendin in die dorp, Vera. Ek het 'n mooi foto van haar gesien en haar gevra of ek die foto van haar kan skilder. 'n Plek te Swellendam. Inspireer dit jou? Swellendam inspireer my ontsettend baie. Is eintlik vreeslik baie kunstenaars, skrywers, pottebakkers in Swellendam. Die mense maak 'n grappie en sê dis iets in die water. Maar ja, die natuur skoon, dink ek is genoeg inspirasie vir enige iemand om kreatief te wees. Dis 'n pragtige plek. Sê gou my, waar stel jy jou skildery uit? Op die oomblik is dit by die Drosdey Museum. Ons het baie plaaslike ondersteuning gekry, baie mense van Swellendam wat skilderye gekoop het wat vir ons wonderlik is. Soek jy nog karavane om te restaureer? Die twee wat ons gedoen het, ons van self gedoen, maar mens weet nooit, dalk wil iemand ietsie geskilder hê op sy karavaan, dan doen ek dit weer. Karen is 'n baie veelsidige kunstenaar. Sy werk in verskillende genres, van fynkuns tot karavaankuns. Swellendam se ligging aan die voet van die Lange Berg is besonder spesiaal en iets wat hom karakter gee. Ek het al baie verby Swellendam gery, maar dis die moeite werd om van die N2 af te draai en in hom in te ry. Dit begin skemer raak en ek moet gou maak om Denver te ontmoet vir aandete. Hy het gesê ek moet nie laat wees nie. Die tyd stap aan en ons eerste dag op Swellendam is amper iets van die verlede. Hallo. Mooi op tyd. Ja, ek was van hier in. Ek het so baie goed gesien vandag. Ja, ek ook. Swellendam is 'n klein dorpie met net soveel goed as 'n groot dorp. En ek is so bly ons is môre nog hier. Ek ook. Ons groet tot 'n volgende keer. Selfde tyd, selfde plek. Mooi loop. Koffie. Nice.